Goeiemôre julle en baie welkom hier so by ons aanlyn diens. Dit is lekker dat julle hier saam met ons is. Natuurlik wens ons dat julle saam met ons kon by die Helderberg Natuurreservaat wees, maar ons is bewus ook en verstaan dat sommige mense dit dalk moeilik vind om tot daar te kan gaan. So ons hoop dat hierdie kort gedagte van vanoggend tog vir jou ook waar jy is 'n bietjie bemoedig en vrede bring. Maar met dit groet ek julle nou eers genade en vrede vir jou van God ons Vader, Here Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees wat met die Vader en die Seun se teenwoordigheid vir ons tasbaar maak, ook daar waar jy nou is, of dit nou by die huis is, of in die bed is, op pad is, langs 'n kampvuur is, vrede vir jou. Ek wil graag met ons vanoggend 'n gedagte deel. Ek wil dit nie 'n erediens noem nie. 'n Erediens is iets wat mens saam met medegelowiges bywoon. So dit is definitief nie vanoggend erediens nie, dis meer net 'n gedagte. Maar voordat ons dit doen, kom ons sluit net eers die oë. Vader, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. Dankie by mekaar kan wees deur die Gees. Dankie dat ons kan bewus wees van u liefde vir ons, daar waar ons is, en Here, ons wil vra dat u nou met ons sal praat, dat dit nou nie sal gaan oor iets wat Jaco te sê het nie, maar oor u wat vir ons wil getuig van u vrede. Here, wat vir ons wil help om vrede uit te leef teenoor ons naaste. Here, dit is ons gebed vir vanoggend, wanneer ons die woord oopmaak, lei ons daarin en maak ons sensitief vir u stem. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Dan sê julle, ons is nou in die kerklike kalender in die tydperk wat bekend staan as Advent. En Advent begin 4 Sondae voor Kersfees en elke week het 'n tema. Week 1 se tema is hoop, week 2 is vrede, week 3 is vreugde en week 4 is liefde. En dan nou die laaste een is op Sondag, Kerssondag of Kersdag self, steek hulle die 5de een aan en dan is die tema lig, God se Christus se lig wat aan die aarde toe gekom het. Nou ons het hierdie jaar besluit om teen die agtergrond van hierdie stikkende wêreld waarin ons leef, hierdie temas te bespreek. Laasweek het Leon met ons gesels oor die skandes wat ons met ons saamdra, hoe ons baie keer sukkel met dit wat ons fout gedoen het in die lewe. Hy het met ons gesels oor hoe Jesus se lewe in skandes plaasgevind het, of tussen twee groot skandes afgespeel. Die skande van 'n swanger vrou nog voordat sy getrou het, en dan die skande ook van sy kruis. En hoe hierdie skande, hoe Jesus het eintlik op sy rug kom draai het en verander het in hoop. Want dan hoef ons ook nie oor ons skande skaam te kry nie, maar ons kan uit Christus uitlewe, want Immanuel verander ons skandes in hoop. Dit word getransformeer deur die evangelie in een van hoop. Nou julle, die tweede week van Advent fokus op vrede. Ons almal wil in vrede leef. Ek ken nie iemand wat sê, ek hou niks van vrede nie. Ons wil hê daar moet vrede in ons huishoudings wees, ons tussen ons kinders, en in alle ander verhoudings waarin ons staan, hoop ons dat daar vrede is. Selfs by ons werk, soek ons eintlik net 'n plek waar jy in vrede kan gaan werk, in vrede jou ding doen. Nou hoe gereeld gebeur dit nie dat iemand kom met 'n antagonistiese houding en daardie vrede van jou heeltemal kom probeer steel, heeltemal wegraap van jou af nie. En jou hele dag dan eintlik nog omkrap nie. En as ons na die breër prentjie kyk ook, na Suid-Afrika, dan sien ons hoe politieke partye teen mekaar hierdie idee afspeel dat niemand goed genoeg is nie, dat die ander politieke partye sleg is en ek wil amper die Engelse woord gebruik, useless is, hoe hulle bedrog pleeg, en daar is hierdie onmin selfs op 'n leiersvlak, op 'n nasionale vlak, wat ons graag sou wou gehad het nie daar moes wees nie. Kyk ons 'n bietjie weier ook nog na die res van die wêreld, sien ons dat daar onvrede of nie vrede heers in die res van die wêreld. Konflik, onmin is eintlik die orde van die dag. In Amerika was daar vroeër hierdie jaar 'n man doodgeskiet met die naam Charlie Kirk, omdat hy net 'n opinie gehad het waarvan mense nie gehou het nie. Hy het vir mense vertel hoe hy Christus verstaan, hoe hy die kerk verstaan, hoe hy ons rol daarin verstaan, en mense het so geafronteer gevoel deur dit wat hy gesê het, dat hulle hom doodgeskiet het. Daar woed hierdie verdeeldheid wat onvrede is.
ook wyeer in die wêreld. Dis nie net in Amerika nie, dis ook in Oekraïne en in Rusland en Israel en Palestina. Nie eens gepraat van die lande selfs in Afrika wat dieselfde onvrede ervaar nie. En al hierdie dinge maak ons net dieper bewus van die onmin wat heers en hoe stikkend eintlik ons wêreld is. Hoe erg ons daardie ware vrede kort. Nou ek wil hê ons vanoggend een enkele versie lees uit Matteus uit, waar Jesus een van sy bekendste toesprake gee, die bergpredikasie. Kom ons lees dit saam. Daar staan in Matteus 5 vers 9. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Wat is die betekenis van die woord vrede? Die woord wat die skrif meestal met vrede vertaal, is die bekende Hebreëse woord shalom, of shalom. Is 'n woord wat vandag nog in baie wêrelddele gebruik word om mekaar te groet en vrede toe te wens. Selfs in ons erediens hier by die kerk begin ons deur te sê vrede vir jou. Selfs in lande waar dan nie Hebreëus gepraat word nie. Hierdie woord vrede beteken om ander veilig te laat voel, om veilig te wees, om voltooi te wees, om vrede te maak, om te gee, te beloon, maar ook om te herstel en voorspoed te gee. Vrede is nie 'n gevoel of omstandigheid of 'n doelwit nie. Vrede is ook 'n mens en sy naam is Jesus Christus. Sy koms word voorspel onder die naam Vredevors. Die engele lied wat sê vrede op aarde was nie net 'n pryslied nie, dit was ook 'n strydlied. Die engele sing van die tyd wat aangebreek het, dat die verlossing gaan kom, dat die vrede op pad is na die aarde toe. Hy sal vrede bring tussen ons en ons naastes, ons en God. Vrede wat niemand tot nou toe nog tot stand kon bring nie. Vrede is nie iets wat Christus net vir jou wil gee nie. Dit is wat hy vir jou wil wees ook. Hy wil vir jou vrede wees. Die Bybel gebruik as ons daaroor nadink 'n ander taal wanneer daar oor vrede gepraat word. God se kinders ontwikkel 'n ander woordeskat om sy vrede te bevestig. God se kinders maak sy vrede sigbaar deur ander te vergewe en vir hulle om te gee. Mense wat saam met ons werk en leef, sal God se vrede in ons ervaar. Vir mense wat nog in die wêreld is hierdie 'n vreemde soort vrede. Maar ons is geroep om Jesus se vrede werklikheid te maak daar waar ons leef. God se kinders het nie 'n boodskap om aan ander uit te dra nie, maar 'n persoon. Jesus Christus is die vrede en hy stuur ons die wêreld in sodat ons die wêreld deur hom kan bereik en ervaar wat werklike vrede is. Indien mense nie hierdie vrede in ons sien nie, sal dit bitter moeilik wees om hulle te oortuig om vrede te aanvaar en die vrede wat ons verkondig te internaliseer. Want vrede, liewe vriende, beteken nie om in 'n plek te wees waar daar geen geraas of gevaar, moeilikheid of harde werk is nie. Vrede beteken om te midde van dit alles steeds kalm in jou hart te wees. Dis die betekenis van ware vrede. In Johannes 16 vers 33 staan daar: dit het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin, sê Jesus. Nou waar vrede bewaarders mense is wat probleme uitstel, konflik vermy, met die stille hoop dat dit eintlik sal oorwaai, is vredemakers mense wat konflik hanteer, probleme aanpak, oplossings soek en nuwe moontlikhede skep. Vredemakers is nie net mense wat nuwe moontlikhede skep nie, maar ook potensiaal raak sien en dit ontgin.
wat mense help om hulle volle potensiaal te bereik. Robert Julich het gesê, peacemakers are those that are actively at work making peace, bringing about wholeness and well-being amongst the alienated. Die Here roep ons, vir jou en vir my, om vredemakers te wees, wat 'n verskil maak in ons gemeenskap en in ons land, draers van heelheid en welsyn in ander se lewens. Dit beteken dat ons mense sal wees wat ander mense se waarde herken, wat ander mense hulle waarde teruggee. Want as mense nie waardevol in ons oë voel nie, hoe sal hulle ooit weet en verstaan dat hulle waardevol in God se oë is? Om 'n vredemaker te wees, beteken ook dat ons soms vir mense hulle menswaardigheid moet teruggee. Soos om vir die persoon wat iets by die verkeerslig aan jou te probeer verkoop in die oë te kyk, as jy nee sê, dat jy nie nou dit kan bekostig nie. Kan jy dink hoe moet dit voel as niemand vir die hele dag jou in jou oë wil kyk, want hulle probeer jou vermy, hulle is op die foon, hulle is besig om 'n boodskapie te stuur by 'n verkeerslig. Hulle wil jou teenwoordigheid, jou bestaan as mens nie eers erken nie. Die Here roep ons om die beste vir ander mense te wil hê, maar om ook iets te doen om dit waar te maak, om bringers van heelheid en welsyn te wees. Johannes 20 vers 21 sê, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Johannes 14 vers 27 lees as volg, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Jy is heilig, omdat jy geroep is. Jy is in Christus, omdat jy geroep is. Jy het vrede in jou, God se vrede, die vredevors in jou, binne in jou. Hy is jou vrede. In hierdie wêreld sal jy dit nie ken nie. Vrede is Christus. Om vrede te ken, moet jy Christus ken. Dit is ons erfenis. Dis nie net vir die hiernamaals nie, dis vir nou. Ons moet nou hierdie vrede ken, ons moet nou hierdie vrede uitleef. Ons nou besef dat daar die vrede in ons leef. Miskien beteken vredemaker om anders te wees. Om te kies om anders te wees. Om met my ingesteldheid, my woorde en dade anders as my kultuur te wees en op te tree. Die Here sê dat elkeen wat in die naam van die Here die boodskap van versoening voordra en wat hom of haar inspan om nuwe moontlikhede te skep, geregtigheid en regverdigheid te bevorder en wat kies om sonder vergelding te leef, getuig daarmee dat hy of sy aan God verwant is en dis eintlik 'n kind van God is en ook so genoem sal word. En vir hierdie mense beloof die Here innerlike geluk. Gelukkig is die vredemakers. Die Here roep ons om in hierdie stikkende wêreld, in hierdie Kerstyd, maar nie net nou nie, altyd bringers van vrede, vredemakers te wees. Want die een wat ons dien, die een wat ons geroep het, was en is die vredevors. Kom, Immanuel, kom. Kom ons sluit die oë. Vader Here, baie dankie dat ons vandag weer kan nadink oor die behoefte, die verlange, die smagting wat ons het na vrede. Maar Here, dankie dat ons ook herinner kan word dat ons die vrede moet gaan uitleef, dat ons die vrede in ons het wat hierdie wêreld nodig het, dat ons moet gaan en hierdie vrede vir ander gaan uitdeel. Here, dis op ons om dit te doen. Ons is agente van vrede. Help ons om met vrede na hierdie wêreld om ons uit te reik. Help ons om in oomblikke en plekke waar dit swaar gaan, waar dit moeilik is, waar daar konflik is, in te tree
en vrede te gaan verkondig, vrede te bring, om shalom te bring in daardie omstandighede. Help ons om nie daarvan weg te skram nie, maar om hierdie geroepenheid wat ons het, te aanvaar en vrede te gaan verkondig. Here, ons bid dit in Jesus se naam, in verlange en in afwagting van hom wat beloof was, Immanuel. Amen. Julle mag jy 'n lekker geseënde dag verder hê, en ons wil julle nooi ook na ons Kersangdiens toe vanaand. Hoop om julle daar te sien. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, en die gemeenskap en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly.